Psalm 139 vanaf vers 5. U ken my van begin tot einde, want u het my gevorm en u hand op my gelê. Sulke kennis is te wonderlik vir my. Dit is hoog. Ek kan nie daarby kom nie. Waar sou ek heen gaan van u gees af, of waarheen sal ek vlug van u teenwoordigheid af? Klim ek op die hemel in, u is daar. Gaan ek af na Sheol, let op, u is ook daar. As ek my vlerke oplig soos die van 'n arend en bly in die verste dele van die see, selfs ook daar sal u hand my lei en u regterhand my vashou. Wanneer ek sê die duisternis sal sekerlik soos lig oor my wees, selfs die nag sal lig wees voor my gesig. Duisternis sal nie vir u donker wees nie, maar die nag skyn soos die dag. Duisternis en lig is dieselfde vir u, want u het my binneste gevorm. U het my aanvaar vanaf my moeder se baarmoeder. Ek weet nie waar om te begin nie. My eetsteurnis het begin baie slinks eintlik, voordat ek besef het dit is 'n eetsteurnis op die ouderdom van 6. Ek kan nog baie duidelik onthou, as klein dogtertjie wat nog skaars kon skryf, sou ek vir my 'n oefenprogrammetjie uitwerk, of ek sal in gebroke skrif skryf, ek moet soveel push-ups doen, of ek moet soveel dit of dat. En dit het net geëskaleer van daar af. My pa is oorlede toe ek 5 was. Na die tyd is alles net in duie gestort, alles verloor. My ma is agtergelaat met 8 kinders, ek is die jongste van 8. Ek het in graad 9, daai tyd se standaard 7, toe ek 15 was, het ek wou ek gaan gym het. Ek wou aansluit by die gym. So toe, obviously my ma kon dit nie bekostig nie, toe sê die eienaar van die gym, ek kan begin aerobics klasse gee. So toe het ek nou 'n aerobics kursus gedoen, en ek het aerobics klasse gegee, en by die gym gewerk om actually daar te kan gym. En toe het ek begin agterkom, maar volgens my, en net wel ek was regtig maar klein, fyn, lyk ek nie soos ander gym girls nie. En toe het ek in standaard 7, daai tyd, 15, het ek begin bulimia ontwikkel. Dit is 'n geval van, ek eet nou hierdie chocolate, of ek eet hierdie chocolate koek, of whatever, wat gaan nou gebeur? Ek het dit nie verbrand nie, of ek het nie die kennis gehad daai tyd van calorie restriction 'n bietjie, of eet net gebalanseerd, jy het dit nie gehad nie. So, bulimia het toe daar begin by my. My eetsteurnis het geprogress van bulimia af na binge eating disorder toe. So ek het skelm begin eet. Ek sal deur die dag niks eet nie, dan sal ek in die nag byvoorbeeld eet. Baie geoefen. Ek het nooit regtig gewig opgetel nie, maar ek het altyd gedink, ek moet op een of ander dieet wees. Toe is dit weer dalk nie binge eating nie, maar dieetpille. Dit was net, ek het net nooit 'n balans gehandhaaf nie. Ek kon nooit iets eet en nie skuldig voel daaroor nie. Dit was altyd 'n geval van, ek moet of net groente en vis eet, of ek ooreet myself aan koekies, aan whatever, want ek het so skuldig gevoel, die oomblik as ek net ietsie kleins verkeerd eet, dat ek net gedink het, staf dit, dan gaan ek nou maar net voort. Wat ek ook ervaar het op die ouderdom van 18, wat ek dink wat ook my depressie aangebring het, is, ek het begin uitgaan met 'n ou wat baie ouer was as ek. En ek het vinnig agtergekom, hy wil meer ernstiger raak, as wat ek ooit bereid is om te gee of te gaan. So, toe sou ek seker, dit was seker so 2 weke voordat ek in elk geval met hom sou uitmaak, want ek het nou my kop uitgespeel. En toe die een aand, toe gaan ons huis toe, en ek sê toe vir my ma slaap, en my suster was ook in die huis, en my suster het ook geslaap, en toe sê ek vir hom, ek gaan nou net gou eers my nagklere aantrek, hy sit in die sitkamer, en die volgende oomblik toe ek omkyk, toe staan hy in my kamer. Obviously is ek toe nou nog nie geklee nie, en ek is half semi-kaal, en toe forceer hy homself op my, toe word ek verkragt op die ouderdom van 18. Ja, en van daar af het my depressie begin. So ek dink nie ek het reg gedeel met die trauma nie, ek het nie geprosesseer wat regtig waar gebeur het nie. Toe het ek harder begin oefen,
jy gooi jouself half van iets anderste in om die emosies te suppress. So, en omtrent seker so 'n jaar daarna toe besef ek maar dit is definitief depressie. Ek is toe na 'n psigiater toe en daar het my storie begin met antidepressante. Depressie is deel van, ek wou nie af van om dit te sê nie, maar daar is soveel in my bloedlyn vrouens wat sukkel met depressie. En ek het nie toe besef dat dit actually ook geestelike oorsprong het nie. So vir my was daar net gesê, dit is depressie wat aangebring is deur die verkrachting, jy gaan op jou pille, en as daar ooit weer iets gebeur wat jou dalk terugdruk na depressie toe, dan gaan jy heel moontlik vir die res van jou lewe op antidepressante moet bly. So ek was omtrent vir so 6 maande tot 'n jaar op die antidepressante, baie goed gevoel, alles, ek het dit half, is asof ek dit begrawe het wat gebeur het, want ek voel nou goed en alles, maar die depressie deel het daar begin. So ek het baie beter begin voel, maar is amper asof ek slegter begin voel het oor myself. Ek het vrede gemaak daarmee en ek het goed gevoel en goed gelyk vir mense, maar ek het begin dink, miskien sal ek nie depressie hê as ek beter lyk nie. Selfs toe ek getrou het, ek het my man ontmoet so 'n jaar na die hele storie, het ek vir hom ontmoet. So toe is ek getroud, ons moes trou, ek was 20 en Sean was 22 en ek was swanger. En in daai tyd, my seun se naam is ook Sean, na Sean se geboorte, het ek weer depressie ontwikkel. So toe is dit 'n geval van 'n mixture tussen baby blues, die verantwoordelikheid van 'n mamma wees, swat deur die pos, ons bly in 'n eenslaapkamer woonstel, my man werk baie lang ure 'n dag, ons het nie 'n goeie huwelik nie, ons sukkel, ons struggle. So al daai goeders het bygedra tot dit. En fast forward, weer antidepressante, weer vir 'n jaar gebruik, toe voel ek alright, voel ek goed. Toe raak ek swanger met my dogter Milan, wat nou 21 is. Dit was 5 jaar na my seun se geboorte. En ja, toe is die depressie eers onder beheer. Maar nog nie een oomblik was my eetsteurnisse of my denke rondom kos onder beheer nie. Dit het altyd my coping meganisme gebly. As die going gets tough, dan eet ek. As ek gestres voel, dan eet ek. En ek kon net nie meer nie. Toe het ek begin Google. Is daar iets soos binge eating disorder? Is daar hulp vir mense soos binge eating disorder? Waar begin 'n mens met dit? Want toe is ek net 'n jaar voor 2013 groot gedoop en my hart vir die Here gegee, maar ek is nie in die hele ding. Ek weet nie, ek leer nog hierdie persoonlike verhouding met hom. Ek weet nie hoe dit gaan uitspeel of wat ook al. Ek weet nie hoe om hom in my lewe te nooi. Dis mos maar 'n journey. Raad wat ek vir vrouens kan gee wat regtig waar wil begin, ek sal hulle altyd teruglei na Vader toe, maar nie almal is reg om daar te begin nie. Nie almal het 'n verhouding met hom nie. Dit ontwikkel dalk deur die tyd so, maar ek probeer 'n vrou ontmoet waar sy is. Baie beginners voel gemaklik om met my te praat oor hoe moet hulle begin. Hulle voel soos 'n loser. Hulle kan niks volhou nie. Baie keer sal ek hoor 'n vrou kom na my toe en sê my kop is nou reg, nou gaan ek hierdie ding doen. Dan weet ek sy weet nie regtig waarvan sy praat nie. Jou kop kan nie van jarelange eetsteurnisse en dieete binne so reg wees nie. Dan is dit 'n diet mentality. Dan is jy terug waar jy was jou hele lewe lank. 'n Vrou moet eerder vir my sê, Elizabeth, ek weet nie waar om te begin nie, maar ek weet ek moet begin. Sy moet eerder in haar journey vir my sê, ek weet nie of ek dit kan doen nie. Ek dink aan kos elke dag. Ek weet nie hoe ek by die gym gaan uitkom nie. Wat gaan ek maak? Dan weet ek sy probeer haar dinge face. Maar as jy na my toe kom en sê, my kop is nou reg, ek is reg vir hierdie ding, vir hoe lank gaan jou kop reg bly? Want motivation is fleeting. Daar's nie so iets soos motivation nie. Jy gaan motivated bly vir 3 maande om hierdie ding te doen. Wat gaan jy na die tyd doen? So, ek sal altyd vrouens direct
na geloof toe, want ons kan nie dit skei van mekaar af nie. Ons kan nie ons gees skei van ons liggaam nie. Dit is ons is 3, siel, liggaam en gees. So jy kan nie dit, as jy aan die liggaam werk, moet jy aan die gees werk. Maar baie keer het vrouens praktiese hulp en praktiese raad nodig, hoe hulle dit gaan doen. En dis dan wanneer ek vir hulle sê, okay, jy is dalk 'n ma met 4 klein kindertjies, jy werk voldag, jy kom 6:00 die aand by die huis. Ek gaan nie vir haar sê, sy moet vanaand gaan gym nie. So dan sê ek vir haar, kry vir jou 20 minute, dis al 20 minute, 2 tot 3 keer 'n week. Doen wat jy kan in daai 20 minute. Spring tou in die garage, skuif die TV weg, doen aerobics in jou sitkamer as die kindertjies slaap, whatever. 20 minute 3 keer 'n week, want baie keer gaan dit nie oor wat ons doen nie, om te begin nou, dit gaan oor, gaan ek opdaag vir myself? Gaan ek die dissipline kweek, non-negotiable, om op te daag vir myself? En dan wys ek weer vir hulle na die quote, do what you know, until you know better, then do better. Ek is nou in my chapter 18 byvoorbeeld, van my oefen en my fiksheid en whatever. 'n Vrou wat in haar chapter 1 begin, kan nie weet waar ek is nie. Dis onmoontlik, want ek is 13 jaar vooruit. Maar jy kan begin nou met wat jy weet. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.